Hallo en baie welkom by die EG Kerk van Karasburg se erediens vir Sondag 14 Julie 2024. Ek glo en vertrou dat u ook in hierdie boodskap God se genade en liefde van bewus sal wees en hoe hy betrokke is ook in ons lewens. Voordat ons egter by ons gedeelte begin, kom ons bid net eers saam. Ons Hemelse Vader, ons dank u dat ons kan weet, ons aanbid 'n lewende God. Ook lewend, Here, in die sin dat u Seun Jesus, ons verlosser, uit die dood uit opgestaan het. En daarom dank ons u dat ons ook kan weet dat u vir ons lewe skenk. U wat ons genadig is. Daarom bid ons waar ons nou ook weer in u woord gaan rondkyk, Here, en daaruit lees en probeer leer dat u vir ons leiding sal gee. En dit bid ons in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Nou, die Romeinebrief is natuurlik 'n baie fascinerende stuk wysheid wat ons het uit die pen van Paulus. Dit was nie die eerste brief wat hy geskryf het nie, en sy vorige briewe het hom eintlik gehelp, juis om sy lering op skrif uit te brei. Dat toe hy uiteindelik hierdie brief skryf, dit 'n vorm aangeneem het wat 'n mens op 'n deeglike toer van die evangelie vat. Dit word natuurlik aangehelp deur die feit dat die eerste 11 hoofstukke net daarop gefokus is. Iets wat ons nie so volledig in sy ander briewe kry nie, omdat dit iets is wat hy gewoonlik mondelings oorgedra het. Maar met die brief vasgepen het, omdat hy dit aan 'n gemeente geskryf het wat hy nog glad nie besoek het nie. So dis 'n kosbare stukkie wysheid en teologie wat ons hier het in die eerste 11 hoofstukke. En dit is vir die verstaan van vandag se boodskap belangrik om die groter prentjie van hierdie lering voor die oog te hou. Eintlik om die aanloop tot op hierdie punt in hoofstuk 6 in gedagte te hou. So ek gaan vir die doel daarvan so 'n paar van die fokuspunte in die eerste 5 hoofstukke net vir ons uitlig. Een van die eerste dinge waarmee Paulus begin, sommer in sy groet al, is ons identiteit. En ons identiteit, wie ons is, sê hy, word bepaal deur wie Christus is. My identiteit is verborge in wie Jesus is. Dat hy my skepper is, my redder en verlosser is, en my dier gekoop en aangeneem het. Ons identiteit as Christene bely ons dan ook juis lê in Jesus Christus. En die tweede ding wat ek wil uitlig is dat ons moet verstaan dat hierdie identiteit van ons bepaal ons geloof en dat ons identiteit en geloof ook weer hand in hand stap met hoop. Want ons hoop is juis in Jesus, wie ons identiteit is, geanker. Nog iets wat ons dan leer in hierdie brief, is dat hierdie identiteit in Christus bied dan juis ook deur ons 'n heenkome, 'n warm tuiste en 'n veilige hawe vir mense, wie se identiteit eintlik die teenoorgestelde is, omdat hulle nog deel is van die sleg onder die heerskappy van sonde en die bose. En dit is nie so dat hulle maar net in 'n slawerny net kan voortleef met 'n bietjie meer gemak nie, maar juis omdat God hulle liefhet en wil intrek by sy verlossingswerk. Die vierde fokus wat ek wil uitlig, is rondom die begrip om dinge vanuit God se oogpunt te sien. Want Romeine stel hierdie twee kante wat teenoor mekaar staan, die mens in die wêreld en dan die mens in Jesus Christus. En dit is totaal en al verskillende kante. Die probleem lê partykeer dat ons as Christene, wie se identiteit nou anders is, nog steeds na dinge wil kyk asof ons nog deel is van die sondige wêreld. Daarom dat ons moet aanleer om na dinge te kyk vanuit God se oogpunt. Die gevaar om nou skielik anders te wees as die sondige wêreld, is dat ons sulke mense wat eintlik nog vasgevang is in hierdie sondige wêreld, dan te wil veroordeel. Maar God maak dit in Romeine 2 baie duidelik, dat ons sien ons mense is sleg, deurdat hulle slegte verkeerde dinge doen, kan ons hulle nie oordeel of veroordeel nie. Ons kan wel die verkeerde dade veroordeel, maar wat die sondaar betref, net God mag oordeel. En dit is dan op hierdie noot wat Paulus na die wet toe beweeg in die brief. En ons leer dat jy nie deur die wet gered kan word nie. Daar is niks wat jy as mens kan doen om gered te word nie. Selfs nie eers jou berekening van jou besittings wat jy het, of selfs jou bekering kan jou red nie. Net God se genade deur Jesus Christus se kruisdood is betaling, dit red jou. Jou bekering is 'n reaksie daarop. Dit is dan hier wat Paulus vir Abraham as voorbeeld gebruik, juis om te wys dat dit net genade alleen is.
En dan die laaste fokuspunt wat ek wil uitlig, naamlik in hoofstuk 5, kom Paulus en hy maak dit baie duidelik, dat deur Adam erf ons die dood, maar deur Jesus erf ons die lewe. Hy het dit ook duidelik gemaak dat die lewe deur Jesus se verlossing is 'n gawe. Nou wanneer 'n mens op hierdie punt kom in die brief van die Romeine, dan is daar hierdie baie duidelike beeld wat met ander woorde vir ons geskep is. Of jy erf die dood soos almal wat gebore is, of jy erf die lewe deur genade. En dit bring ons dan by vandag se stuk, Romeine 6, vers 1 tot 14. Kom ons lees dit saam. So wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly voortleef sodat die genade kan toeneem? Hoegenaamd nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog langer daarin bly leef? Of weet julle nie dat ons wat in Christus Jesus ingedoop is, in sy dood ingedoop is nie? Deur die doop is ons dus saam met hom in die dood begrawe, sodat, net soos Christus deur die magtige heerlikheid van die Vader uit die dood opgewek is, ook ons so 'n nuwe lewe kan lei. As ons inderdaad met hom saamgegroei het in 'n dood soos syne, sal ons ook met hom saamgroei in 'n opstanding soos syne. Dit weet ons, dat ons ou mens saam met hom gekruisig is, sodat ons sondige bestaan tot niet gemaak kan word, en ons nie meer slawe van die sonde sal wees nie. Wie gesterf het, is immers vrygemaak van die sonde. As ons saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom sal leef. Ons weet dat Christus nadat hy uit die dood opgewek is, nie weer sterf nie. Die dood het nie meer seggenskap oor hom nie. Want die dood wat hy gesterf het, het hy ter wille van die sonde eens en vir altyd gesterf. Maar die lewe wat hy leef, leef hy vir God. Beskou julle self dan so, dat julle in Christus Jesus dood is vir die sonde, maar lewend vir God. Laat die sonde dan nie langer oor julle sterflike liggaam heers, om julle sy begeertes te laat gehoorsaam nie. Julle moet ook nie meer julle ledemate as wapens aan ongeregtigheid tot beskikking van die sonde stel nie. Nee, as mense wat uit die dood lewend geword het, stel julle self tot beskikking van God. En julle ledemate as wapens van geregtigheid tot beskikking van God. Die sonde mag beslis nie oor julle heers nie. Julle is immers nie onder die wet nie, maar onder die genade. Ons lees tot sover. Nou as ons hierdie gedeelte lees, dan wil dit voorkom of daar net twee groepe mense is waarvan Paulus hier praat. Maar as ons die hele eerste 5 hoofstukke in gedagte hou, en jy besef aan wie Paulus dit skryf en hoekom, dan besef 'n mens dat daar eintlik 3 groepe mense is waarvan hier gepraat word. En die interessante hiervan, of eerder die hartseer hiervan, is dat ons heelwat mense in ons gemeenskap val in hierdie 3 groepe. Dalk moet ek net eers hierdie verskillende groepe verduidelik. Die eerste een is wat ek wil noem die natuurlike mens. In Romeine 5 leer ons dat die natuurlike mens is die een wat deur Adam in sonde gebore word en in sonde voortleef sonder God en daarom ook die ewige straf gaan dra. Die gees van sulke mense is vir God dood. Dis mense wat bitterheid, angs, minderwaardigheid, onsekerheid, skuld, bekommernisse ensovoorts, al daai goeters ervaar. Sulke mense is vol onsedelikheid, jaloesie, twis, afguns, dronkenskap, onvrede ensovoorts, al daai dinge waarvan ons in Galasiërs 5 dan ook lees. Die natuurlike mens is iemand wat probeer om sonder God sin te probeer maak van die lewe. Dis mense wat hulle glad nie aan God steur nie, wat hom glad nie erken of aanbid nie, dis mense wat nie in die kerk kom nie. Dis die tipiese mens na wie toe jy sending sal doen. Dit is mense wat behoort aan die ateïste of enige ander godsdiens wat nie vir ons enigste God aanbid nie. En enige mens wat in hierdie wêreld ingebore word in hierdie groep ingebore. Van nature, daarom die natuurlike mens genoem, is dit deel van hierdie groep. Die tweede groep mense is die geestelike mens. Die geestelike mens leef naby aan God, lewe in die Heilige Gees met liefde, blydskap, vrede, geduld, goedheid, getrouheid, sensitiwiteit, selfbeheersing. Jy weet, sulke mense is vernuwe, eerlik. Hulle ervaar vrede, redding, vergifnis, versekering, sekerheid, aanvaarding, agting ensovoorts.
Die geestelike mens is die tipe mens waarna ons as Christene moet mik en streef om te wees. Dit is wie God ons geskape het om te wees. Dis hoe hy ons leer om te wees. Dis wie hy ons uitnooi om te wees. Die voorbeeld wat Jesus vir ons kom gee, is hoe hierdie mens moet leef. Die samevatting van die wet is 'n spieelbeeld van so 'n mens. Wanneer die wêreld na ons kyk, is dit die mens wat hulle eintlik moet raak sien. Want die probleem is dat wanneer die wêreld egter na ons kyk, sien hulle baie keer Christene in die kerk, in ons gemeente raak, wat nie aan hierdie twee groepe behoort nie, maar eintlik aan die derde groep. Die derde groep mense met wie Paulus dan ook in hierdie gedeelte praat, is die vleeslike mens. Dit is mense wat hulle hart vir die Here gegee het, maar waarvan Paulus praat, wat hulle nog deur die sondige natuur laat beheers. Dit is mense wat gedurig in die vlees wandel met onsedelikheid, sensualiteit, mense wat dronk raak, onvrede ervaar, jaloesie, woede, uitbarstings, twis, afguns, en eintlik wat selde in die Heilige Gees wandel met liefde, blydskap, vrede ensovoorts. Dit is mense wat lewend in die Gees is, maar wat onderdruk leef. Onderdruk deur die dinge van die wêreld. Dit is sulke mense wat sê hulle is Christene, maar dan baie keer nie leef soos Christene nie. En hoeveel keer het jy nie iemand wat bekend staan as 'n Christen gesien, wat dalk byvoorbeeld Jesus se naam en beeld eerder oneer aandoen deur hulle optrede en woorde nie. Maar om so te leef is vir Paulus 'n probleem. Want Paulus sê, so kan dit beslis nie. Ons kan nie aanhou leef in die sonde nie, want ons is dood vir die sonde. Vers 12 sê dan, moet dan nie toelaat dat die sonde nog langer oor julle heerskappy voer en julle begeertes van julle sterflike aardse bestaan laat gehoorsaam nie. Hy sê hierdie woorde vir Christene. Wat ek lees in hierdie woorde is dat Christene wat so leef is eintlik swakkelinge, want hulle laat toe dat die sonde heers oor hulle. En mag ek dan nou maar die vraag vra, wil jy hê dat die sonde oor jou moet heers? Natuurlik nie. Maar die besluite wat ons maak, die dinge wat ons baie keer doen, is dinge wat die sonde oor 'n mens laat heers. Dit lyk dalk nie altyd so nie, vir jou nie, maar ons het mos geleer, jy moet dinge vanuit God se oogpunt sien. Sonde is kettinge wat die mens vasbind. Sulke mense is pure vark, nadat jy hom skoon gewas het, van al die modder, dan gespring hy net weer in die modder en rol homself weer vuil. En ek praat nie nou van die geestelike mens wat elke dag nog 'n stryd voer teen die sonde nie. Ek praat van mense wat besluit, wat wil om die sonde te doen. Hy doen dit uit vrye keuse, al het hy sy hart vir die Here gegee. Dit is mense wat ten spyte van die feit dat hulle nou Christen is, besluit om die res van hulle lewe, of dan die meeste daarvan, eintlik nog vir hulle self te hou. As kind leer ons dat Jesus in ons hartjie wil inkom en ons 'n nuwe hart wil gee, maar die Bybel leer ons ook dat hy ons 'n nuwe mens wil maak. Nie net 'n nuwe hart nie, 'n nuwe mens. Nie net 'n gedeelte of sekere gedeeltes van jou mens wees nie, jou totale wese wil hy nuut maak. 'n Mense kies om dit nie so te hê nie. Hulle wil daarom hemel toe gaan en daarom het hulle hart gegee, maar die res, Here, dit wil ek daarom nog saam met die wêreld geniet. Hulle wil die kamstige beste van beide wêrelde hê. Hulle probeer om met 'n voet in albei kampe te staan. Ek wil daarom die sonde geniet, maar ook seker maak ek kom nog in die hemel. Want die hel is nie 'n plek waar ek eendag wil wees nie. In Openbaring skryf ook oor hierdie mense, onthou julle. As julle maar eerder koud, met ander woorde natuurlike mens was, of warm, geestelike mens was, maar nou is julle lou, vleeslike mens. En volgens die Here is dit erger as om 'n sondige natuurlike mens te wees. En daarom is dit belangrik dat ons sulke Christene moet eerder bystaan. Ons moet liefde aan sulke mense gee. Ons moet hulle daarop wys wat verkeerd gedoen word, sonder om hulle te oordeel, maar die daad self te veroordeel. Sulke mense sukkel dalk nog met die sonde se heerskappy in hulle lewens, en ons weet dat God mense rondom ons geplaas het, mede-Christene, om juis sulke mense, die wat swak van gees is, om hulle by te staan. Iewers in die verlede het ons dit dalk verkeerd gedoen, en behalwe vir die sonde ook die persoon veroordeel, eerder as om die sonde te veroordeel, maar die persoon te help om los te kom van die sonde.
Juis om sulke mense by te staan met liefde, blydskap, vrede, geduld, goedheid, getrouheid, sensitiwiteit, selfbeheersing ensovoorts ensovoorts, om hulle te leer en te wys hoe die geestelike lewe eintlik moet wees. Ek sluit af in die laaste 2 verse, verse 13 en 14. Julle moet nie meer julle ledemate as wapens van ongeregtigheid tot beskikking van die sonde stel nie. Aan die ander wyse, as jy 'n Christen nie, moenie meer werk vir sonde nie. Nee, as mense wat uit die dood lewend geword het, stel julle self tot beskikking van God. En julle ledemate as wapens van geregtigheid tot beskikking van God. Die sonde mag beslis nie oor julle heers nie. Julle is immers nie onder die wet nie, maar onder die genade. Wanneer jy vleeslik lewe, dan staan jy onder die wet. Maar Paulus sê ons staan as Christene nie meer onder die wet nie, maar onder God se genade. So kom ons leef daai genade. Kom ons deel daai genade met ons medebroers en susters. Kom ons leer hulle ook van die verskillende leefwyses, van en wat reg is en hoe genade deel is van ons lewens. Ons kan nie, ons mag nie net toe kyk of 'n blinde oog draai as medebroers en susters verkeerd lewe nie. Toe ons elkeen lidmaat geword het, het ons ja gesê dat ons mede-Christene toesig mag hou oor ons lewens. Ek weet dit is moeilik, maar kom ons wees getrou daaraan. Amen. Kom ons bid saam. Ons dank die Hemelse Vader dat ons deur hierdie wysheid wat U met ons deel deur die pen van Paulus, Here ook net weer herinner kan word dat ons moet heilig leef want U is heilig. Dat ons die vleeslike mens moet stop. Ons het klaar die natuurlike mens afgelê, maar ons moet verder groei in die Gees. Ons moet meer en meer soos Jesus word, elke dag. Daarom vra ons die Heilige Gees gee vir ons die krag, insig, wysheid, alles wat ons nodig het, om werklik as geestelike mense te leef, wat die wêreld kan sien dat U is by ons. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Ontvang dan ook nou die seën van die Here. Mag die pad verrys om jou te ontmoet. Die wind altyd in jou rug en die son warm op jou gesig. En tot ons weer ontmoet. Mag die reën sag val op jou land. En mag God jou behoed in die palm van sy hand. Amen.